om hom te aanbid, sy naam groot te maak en sy teenwoordigheid in ons midde te ervaar. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus met die woorde: mag vrede, genade en barmhartigheid vir u vermeerder word in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan oop ons hierdie diens met Liedboek 255 verse 1 en 2, woord van God, woord van die lewe. Nou ek deel met u vanmôre die weergawe van die wet in die Nuwe Testament. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Kom ons staan, dan hou ek hierdie vanmôre die geloofsbelijdenis voor en daarna sal ons dan sing O Here Jesus Koning. Die geloofsbelijdenis en dan die Gesange 245. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Maagd Maria, ontvang is deur die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, die wat van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Jy kan die woord van die Here oopmaak vanmôre in Genesis, die eerste hoofstuk, waar ons gaan saam lees 'n paar verse daar, en dan 'n paar in hoofstuk 2, Genesis, die eerste hoofstuk. Nou ons het so 2 weke gelede met die begin met 'n reeks, die tema van 3, en baie belangrik om te sien hoe baie hierdie tema van 3, van die eerste 3 verse in Genesis reg deur die Bybel na vore kom, en hoe belangrik dit is. En ons het nou gesing, ewig onbegryplik wese Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan hom, die Godheid ten volle sal ons hom nooit kan verstaan nie. Maar reg deur die Bybel het die Here hierdie tema van 3 wat na vore kom, om hom beter te leer ken en te verstaan, om onsself beter te leer ken en verstaan. Sonde en al hierdie dinge wat in hierdie lewe is en gebeur. Nou, ons gaan vanmôre voort met die boodskap, die tema van 3, en ons praat vanmôre oor die skepping van die mens. As jy die woord oop het, dan kan ons harte stil maak en vra dat die Here dan ook hierdie woord seën vanmôre. Wonderlike Hemelse Vader, wat 'n voorreg om U vanmôre te kan aanbid as ons God, ons Vader. Die een wat, soos Jeremia 29 vers 11 sê, U weet wat 'n gedagtes aangaande U aangaande ons koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat 'n wonderlike voorreg vir ons om as mens vanmôre te weet dat die Vader het selfs voor ons gebore was 'n gedagte aangaande ons gekoester. 'n Gedagte wat hy 'n realiteit kon maak deur die kruisdood van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en 'n werklikheid kan maak in ons lewe deur die werking van die Heilige Gees. En daarom is dit ons gebed vanmôre, Here, wanneer ons stil raak voor die woord, dat U op 'n wonderlike wyse vanmôre tasbaar teenwoordig sal wees. Ag Here, ek kan nie anders as om weer te dink aan Jakob, wat wakker geword het, ewe skielik, het hy bewus geword dat die Here is daar, sê hy, en ek het dit nie geweet nie. Sal ons so ewe skielik bewus word van U teenwoordigheid? Sal ons ewe skielik bewus word van U hoop en U doel en U planne vir ons lewens? Ag Here, ek bid dat U ons vanmôre sal help om nie maar net hoorders van die woord te wees nie, maar daders daarvan. Dat U vanmôre sal iets doen in ons harte, in my hart, Here, wat sal stand hou vir tyd en vir ewigheid. Ja, Here, ons het vanmôre 'n verlange dat U doel sal kom bereik in ons lewens, en soos dit sal uitwerk in Springs gemeente, daar in die wêreld daar buite, waar ons skouers skuur met mense, dat Here ons eendag ook voor U sal kom en U kan sê, goeie en getroue diensknegt. Maar dit begin by 'n geleentheid soos hierdie, wanneer U ons verkoop, ons rig en ons lei, en ons antwoord en sê, Here, ja Here, ek sal gaan. Seën vanmôre hierdie woord, Here. Seën vanmôre die gedagtes wat ons met mekaar sal deel. Spreek met ons vanmôre groot en ondeurgrondelike dinge wat ons nie geweet het nie. En ons sal versigtig wees, Here, om vir die lof en die eer te gee, die aanbidding, want dit kom U toe en dit pas by U wonderlike naam. Dankie dat ons dit vanmôre kan bid in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Genesis 1 vers 26 lees ons hierdie woorde, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor die vee van die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere wat op die aarde is, waarin die lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God dat alles wat hy gemaak het, dat dit baie goed was, en dit was aand en dit was môre,
die 6de dag. Dan gaan ons in hoofstuk 2 vanaf vers 4, en dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, want daar gemaak het, was daar nog geen struike in die veld en op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het hy dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. En dan gaan ons 'n bietjie verder gaan, na vers 16, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het hy gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls en van die hemel en al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. En toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en in die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy by die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en hy en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Net so ver uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Nou verlede week het ons met die begin oor die tema van 3, en ons het gesê dat God is een God, en in die Hebreëse geloofsbelijdenis hoor hoe Israel, die Here onze God is 'n enige God of een God. Die woord, die Hebreëse woord daar, Echad, is die woord wat beteken 'n meervoudige eenheid. Die Here onze God is een God. En hierdie selfde Hebreëse woord word weer gebruik wanneer hy sê die man sal sy vader en sy moeder verlaat en hy en sy vrou sal Echad wees, een wees. Hulle sal een wees. So alhoewel God een is hy openbaar hom aan ons in 3 persone. En wat baie belangrik is, dat die 3 persone 'n baie belangrike rol het in ons verstaan van wie God is en ons verstaan van aanbidding. In die eerste plek het ons onder andere genoem dat 'n mens se gebed in die eerste plek tot God die Vader is. Hy is die een met die planne, hy is die een met die doel vir jou lewe. Die Here Jesus het gesê, ek spreek nie uit myself nie, ek spreek wat die Vader my gegee het. Maar dit wat die Vader beplan het hy moontlik gemaak deur die Here Jesus Christus, en daarom sê die Here Jesus, julle moet in my naam bid, wat julle in my naam vra, sal die Vader julle gee. Maar ons leer ook in die Bybel dat ons moet bid in die Heilige Gees. Die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En wanneer ons deur die Heilige Gees gelei word, en ons bid in die naam van die Here Jesus Christus tot die Vader, dan is ons gebed in God, deur God en tot God. En ons bereik die volkome doel van elke een van die drie-eenheid. Maar net so moet ons lewe wees. Ons lewe moet wees dat ons Vader verheerlik word. Lees ons in Matteus. Laat julle lig so verskyn voor die mense, dat julle Vader wat in die hemel is verheerlik word. Ons lewe moet gaan om God in die hemel te verheerlik. Maar dit word moontlik gemaak deur die bloed van Jesus Christus op die kruis van Golgotha, en dit word bewerk in ons lewens deur die Heilige Gees. En as ons so lewe dat ons God ons Vader kan verheerlik,
moontlik gemaak deur die Here Jesus en bewerkstellig deur die Heilige Gees, dan is elke ding wat ons doen in God, deur God en tot God. Jy sien vriende, wanneer jy na skool toe gaan, die wat nog jonk is, en die wat na die werksplek toe gaan, of waar jy ook al gaan, moet dit u doel wees, om die Vader te verheerlik, op grond van dit wat die Here Jesus Christus gedoen het, deur die werking van die Heilige Gees. Maar vanmôre gaan ons 'n bietjie verder, en ons kyk hoe die Here hierdie ding verder uitbrei, wanneer hy die mens skape. Want ons vind, hy sê die woorde, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Nou wat baie belangrik is, God het ons op 3 maniere na sy beeld gemaak. So weer eens kom die tema van 3 na vore. Op 3 aspekte van lewe het God ons na sy beeld en gelykenis gemaak, en as mens het hy ons ook op 3 verskillende wyses gemaak. En ek wil vanmôre met u praat oor hierdie verskillende aspekte van hoe God ons gemaak het. Dis belangrik. Dit is belangrik dat ons ook verstaan hoe die versoening werk, en daarna sal ons kyk as die Here ons paar volgende week rondom hierdie 3. Ja, nie volgende week, die week daarna. Maar in die eerste plek het hy ons gemaak as 3 aspekte van mens wees, naamlik liggaam, gees en siel. Liggaam, gees en siel. Nou dis baie belangrik wanneer ons praat van liggaam, gees en siel. Laat ons vir mekaar sê, alhoewel ons 3-ledig is, baie mense debat voer rondom die gees en die siel. Die gees en die siel is nie afskeibaar nie, maar onderskeibaar. Belangrik. So die siel en gees is nie afskeibaar, jy kan nie die 2 eenkant sit nie, maar hulle is onderskeibaar. Liggaam, gees en siel. Ons lees in Tessalonisense, waar die Here hierdie dinge vir ons sê. Hy sê, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar. So in die eerste plek het hy ons as 'n 3-ledige mens gemaak, die liggaam om met hierdie wêreld in kontak te kom, die gees om met God in kontak te kom, en die siel om ook met mekaar in kontak te kom. En ons sal 'n bietjie uitbrei later oor dit. Ten tweede het hy ons gemaak as familie. Man en vrou het hy hulle gemaak, as familie. 'n Man en 'n vrou kom by mekaar, 'n meervoudige eenheid. 'n Man en 'n vrou, 2 mense maal is 1. 2 mense maal is 1. Maar nie net as hulle 2 mense en hulle is 1 nie, wanneer die 2 mense by mekaar kom, word daar 'n kind verwek, en daardie kind is 1 en 3 en 3 en 1. Hy het 'n bietjie van pappa, hy het 'n bietjie van mamma, maar tog is hy 'n kind van sy eie. En as jy hierdie dinge begin verstaan, dan gaan jy ook verstaan waarom die duiwel so teen familie is. Waarom die duiwel so teen familie is. Ons sal 'n bietjie later verder gaan. En dan die derde aspek, is hy het ons ook geskep in ware geregtigheid en heiligheid, in sy karakter. In sy karakter, ware geregtigheid en heiligheid. Ons lees in Efesiërs 4 vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou vanmôre begin ons in die eerste plek by hierdie eerste van die 3, naamlik hy het ons geskape as 'n 3-ledige mens. En dit het te doen met ons doel as mens wees. En ek het hier in my notas geskrywe doel, noodbelangrik, baie belangrik. Enige ding wat ons in die Bybel vind, en enige ding wat ons in die lewe vind, om dit reg te verstaan, moet ons die doel daarvan verstaan. Die oomblik wat ons die doel van enige saak in die Bybel misverstaan, gaan ons die Bybel self misverstaan. Vandag is daar buite baie mense wat sekere dinge glo, onder andere die spreek van allerlei barabbeltale, en dit kom oor hierdie een saak na vore. Hulle verstaan nie die doel van die Bybel nie. Want jy sien, as gevolg van die sondeval, het die mense 'n verlosser nodig. Dis die doel, hoekom ek my moet bekeer, want ek is verlore gebore. As gevolg van die sondeval het daar siekte en dood gekom, daarom kom daar die Here in sy liggaam vir ons, het hy vir ons gewonde genesing gevind. Maar daarom gaan hy ook eendag ons volkome verheerlik. Hoekom? Want daar is sonde, nou kom daar dood. So in die Nuwe Testament kom die apostels en hulle maak siekes gesond. Dis 'n tydelike oorbrugging van die vloek van sonde. Nou word julle siek, en om te bewys dat hierdie God julle kan verlos, genees hy julle. Dit is die doel.
As gevolg van die sonde by die toring van Babel spreek ons almal verskillende tale. Ons verstaan mekaar nie. So die doel van die gawe van tale is om die vloek te oorbrug. Nou kom ek daar by die Sotho of by die Xhosa of by die Zulu en die Here gee my die gawe van tale en ek evangeliseer die persoon in sy eie taal, maar ek het dit nooit geweet ek kan dit doen nie. Dit vind ons in Handelinge. Nou kry jy kerke waar almal op verskillende tale praat en niemand verstaan mekaar nie. Hulle mis die doel. Die doel is dat ons mekaar verstaan. Die doel is dat ons mekaar kan bereik. Nie laat ons reeds van mekaar af weggaan. En net so belangrik is dit om die doel van die skepping te verstaan. Hoekom het God ons gemaak? Liggaam, gees en siel. En ek het geskrywe in die eerste plek het hy ons geskape as 'n geestelike wese. En die vraag is hoekom? Want God is gees. God is gees en die Here Jesus sê daar kom 'n tyd wat jy hom alleen in gees en in waarheid kan aanbid. Jy sien vriende, as God ons nie gemaak het gees nie, dan kon ons met hom in 'n verhouding nie gegaan het nie. God het vir ons 'n deel van ons lewe gegee wat alleen aan hom behoort, ons gees. Dit behoort aan geen ander nie. Ek kan nie met my gees in 'n verhouding gaan met enige ander persoon nie. Ek kan nie met my gees in verhouding gaan met hierdie aarde of hierdie wêreld nie. My gees is uitsluitlik vir God. En as gevolg van die sondeval het ons geestelik gesterwe. Toe die Here Jesus sê as julle van hierdie vrug neem, sal julle sekerlik sterwe. Het hulle nie onmiddellik doodgeval nie, maar hulle het onmiddellik geestelik gesterwe. Daarom sê die Nuwe Testament vir ons, julle wat dood was vanweë die sonde en misdade, het hy lewend gemaak. Jy sien vriende, as u nog in dieselfde toestand is waarin u gebore is, dan is u geestelik dood. As u nog nooit weer gebore is, dan is u vanmôre geestelik dood. Maar die Here Jesus het op die kruis van Golgotha gesterwe, sodat ons deur hierdie gees met hom in 'n verhouding kon gaan. Ons lees in die Bybel, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Sien, God het ons eerste doel gemaak, dat ons met hom in 'n verhouding moet wees. Ons lees in Genesis 2 vers 16 en 17, en die Here God het aan die mens bevel gegee, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis en goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Weet jy hoe gaan ons met God in 'n verhouding? Deur hom te gehoorsaam. Deur te luister na sy stem. Deur met hom in gesprek te wees rondom die dinge wat hy van ons verlang. Vriende, die Nuwe Testament sê vir ons, ons gaan in 'n verhouding met God deur wanneer ons sy gebooie bewaar. Want hy sê, dit is die liefde tot God in Johannes 5. Dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. En hier vind ons dat een van die eerste opdragte wat die Here na die mens gebring het, is hy het vir hulle opdragte gegee. Toe hy hulle skep, die oomblik toe hy hulle skep, toe bring hy vir hulle opdragte uit. Vermenigvuldig, vul die aarde, heers oor die bome. Hy het onmiddellik vir hulle opdragte gegee. Met ander woorde, onmiddellik was daar 'n verhouding tussen skepping en skepsel. En hierdie verhouding kan ons alleen eerbaar en regverdig deur 'n geestelike lewe. God is gees, en in gees en waarheid alleenlik kan ons hom aanbid. Ek het reeds genoem, Johannes sê dat die liefde tot God is as ons sy gebooie bewaar. Jesus self het gesê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes skryf dan verder in 1 Johannes 2 vers 4, hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. In die eerste plek het hy ons gemaak as 'n drielerige wese, en hierdie drielerige wese het 3 aspekte van lees: gees, vir God. En weet jy vriende, wanneer die Here Jesus die siel uit genade red, dan kom red hy hier op 'n geestelike vlak. Hy kom maak daai dooie gees lewend. En ewe skielik het ek 'n wonderlike verhouding met God. En ewe skielik is ek opgewonde wanneer ek die Bybel lees. En ewe skielik bid ek en dit voel vir my lewend en ek verstaan die woord van die Here, maar ek kom nog nie so lekker oor die weg met my broer wat my skeef aankyk by die kerkie. Maar hy kyk my nooit skeef aan nie, ek dink hy kyk my skeef aan. Ek ondervind nadat die Here Jesus my siel uit genade gered het, is daar nog 'n probleem in my binneste. Hierdie persoon het op my parkering gesit staan, hierdie persoon het op my sitplek. Ek het van mense gehoor wat 'n kerk verlaat het, want hy sit elke Sondag daar op daai spesifieke plek, en toe die een Sondag kom, toe sit sy ander broer daar, en toe besluit hy kom nie weer nie. Daar's 'n tweede probleem, en daai probleem is op sielevlak.
op sielevlak. Want jy sien, God het ons nie net gees gemaak nie, alhoewel ek 'n wonderlike verhouding het met God deur my gees, het ek ewe skielik nog steeds 'n horisontale probleem. En daai horisontale probleem maak dan weer moles tussen my en God. Want wanneer ek nou kwaad geraak het vir daai broer, dan vind ek ewe skielik wanneer ek bid, o Here, nou is my geestelike lewe weer versteur. Nou moet ek gaan regmaak op 'n ander vlak. Ek kan nou nie dit regmaak hier teenoor die Here nie, ja, ek kan vir hom vergifnis vra, maar nou moet ek gaan regmaak met daai broer en sussie. Jy sien, ten tweede het die Here ons ook geskape as 'n morele of 'n sosiale wese. God het ons geskep om in 'n verhouding met mekaar te wees. Vriende, u kan nie met u vrou in 'n geestelike verhouding wees nie. U kan met God in 'n geestelike verhouding. Julle saam kan in 'n geestelike verhouding met God wees. Maar hulle noem dit my sielsgenoot. My sielsgenoot. Hulle noem dit nie vir geen rede nie. Jy sien, jou sielsgenoot is jou vrou, die een aan wie jy gaan aankleef en saam met haar een vlees wees. Jy sien, die Here het vir ons 'n siel gegee om ook sosiaal met mekaar te kan in kontak kom. Dit is met hierdie siel wat ek 'n verhouding aangaan met my vrou, met my kinders, met my kollegas, met my vriende en so meer en so meer. God het vir hulle gesê, die tweede opdrag wat hy vir hulle gegee het, die eerste is om hom te gehoorsaam, met ander woorde in 'n verhouding met hom te wees. Die tweede is, en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Dis 'n tweede opdrag in die skepingsorde. Ja, die eerste ene skryf hy net so 'n opdrag. Kyk, julle nou vir my luister nie, maar die feit dat hy vir hulle 'n opdrag gee, dit moet julle doen, sê dis die eerste opdrag om aan hom gehoorsaam te wees. Ten tweede, om te vermeerder en te vermenigvuldig in die aarde te vervul. 'n Sosiale skepping. Op sosiale vlak moet ons vermeerdervuldig die aarde vul, in huwelik tree, in verhoudings met mekaar gaan. Op die sielevlak lê dinge soos ons verstand, ons emosies en ons intellek. En baie interessant dat elke keer wanneer die Bybel praat met kinders van die Here wat klaar gered is, dan praat hy met hulle oor, neem jou kruis op, verloon jouself, volg my. Die boodskap van heiligmaking. Die boodskap van heiligmaking kom na redding. Vir hulle wat hom reeds volg, maar as jy my wil volg en jouself nie verloon nie, as jy my nie waardig nie. Ja, is 'n tweede ding wat moet gebeur in jou lewe, en hierdie ding gebeur op sielevlak, waar ek aan myself moet sterf, aan hierdie eie ek, hierdie dinge wat ek bedink. Hy sê in Romeine, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle lewe stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Jy word nie gelykvormig aan hierdie wêreld, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jakobus sê, wanneer ek gered is, maar ek het nie by hierdie tweede plek in my lewe gekom nie, hy sê, such a double-minded, ons noem dit 'n dubbel hart, maar is eintlik double-minded, persoon wat op twee maniere dink. Jy sien in Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. Wanneer die Here oor heiligmaking praat, dan sê hy, jaag die vrede na met almal. Jy sien, ek het 'n wonderlike geestelike verhouding met die Here, maar hier op my sosiale vlak is daar 'n probleem. En nou sê hy, daar's 'n oplossing vir dit, en ons sal volgende week daarna kyk. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. Romeine 12 vers 19, laat die liefde ongefeins wees vir afskuw wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. 1 Johannes 4 verse 11 en 12, geliefdes, as God ons so gelief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Die tweede aspek van mens wees is op 'n sielevlak, en die siel is vir mekaar. Maar dan het hy ons ook ten derde as 'n liggaamlike of 'n fisiese of 'n koninklike wese geskape. Jy sien, vriende, met my gees kan ek met God in 'n verhouding gaan. Met my siel kan ek met my vriende hier aangaan, met my emosies, met my intellek, met my verstand, ek kan 'n verhouding met U bou. Maar weet jy, ek kan met hierdie tafeltjie en hierdie kassetjie, kan ek met my siel en my gees nie in 'n verhouding gaan nie. Daar's mense wat lief is vir tafeltjies, maar daar sê liefde nie. Jy kan nie hierdie ding, kan jy nie, sonder hierdie handjies. Om te kan heers oor hierdie gebou en om te onderhou, moet ek handjies hê wat die kraakies kan toevee en hom kan verf. Ek moet die tuin kan omspit. Daar's nog geen mens gewees wat so in sy gees gestaan het, gesê, spit om tuintjie, en toe spit hy om.
Of met sy sielelewe, ek is lief vir jou plantjie, ek weet hulle glo dit, maar dit werk nie reg nie. Ek is lief vir jou plantjie, groei. Nee, dit werk nie. Jy moet hierdie handjies vat en daai kunsmis vat en jy moet dit daar gaan inwerk. En so het God ons ook gemaak 'n liggaam. En hierdie liggaam is vir die aarde. So die gees is vir God, die siel is vir mekaar en die liggaam is vir die aarde. Wonderlik hoe die Here ons gemaak het. En wie julle vriende, as ek weer teruggaan en ek dink aan God, en hoe ons moet lewe vir God, die Vader het die plan, die Here Jesus maak dit moontlik, die Heilige Gees bewerk dit. Die Here Jesus is die sentrale punt van dit alles. Hy is die een wat God 'n realiteit maak in ons lewens. Hy het op die aarde geloop, hy het op die kruis van Golgotha gestorf. Hy is die bron van alles wat God nog ooit beplan het. En net so het ons ook hierdie 3 aspekte van menswees. Ons kan die Here met ons liggaam aanbid, omdat ons 'n geestelike verhouding het. Die liggaam is die een wat dit 'n realiteit maak. Die liggaam is die een wat dit nie net iets maak wat daar in die verte gebeur. Ek sit daar en ek is miskien soos een van die Hindoes wat nou, en ek weet nie, een of ander status, en ek sit daar met my handjies en nou het ek 'n wonderlike verhouding met God wat nie uitwerk in die lewe daar buite nie. Of ek het 'n wonderlike verhouding met my vrou en my kinders, maar dit werk uit in die lewe nie. Hierdie handjies, hierdie liggaam is die bron wat dit alles 'n realiteit maak. Met hierdie liggaam kom ek en ek bring vir my vrou 'n blommetjie, of ek gee vir haar 'n drukkie, of ek werk hard met my hande dat ek my deel kan bring na die huis van die Here toe, of ek gebruik hierdie siel, hierdie verstand, hierdie intellek, en ek vat hierdie boekietjie en ek kom gee 'n klas vir kinders wat hierso sit voor my met die liggaam. Wonderlik hoe die Here ons geskaap het, liggaam, gees en siel. En soos wat ek nou net gesê het, wanneer ons God wil aanbid, die Vader, deur die werking van die Seun, in die leiding van die Heilige Gees, net so moet ek al 3 hierdie aspekte op 'n stadium aan die Here kan toewy, op so 'n manier dat ek hom gees, siel en liggaam aanbid. Nie net gees nie, nie net in my liefde teenoor mekaar nie, maar ook in die dinge wat ek doen met hierdie hande. Jy sien ook hierdie liggaam, hy het gesê, heers oor hierdie aarde. Baie kere wanneer jy kyk hoe mense heers met hulle liggame, dan sien jy hoe lyk dit eintlik in hulle siel en gees. Ek wil nie te ver gaan nie. Ou mense het altyd gesê cleanliness is next to godliness. Maar daar is 'n realiteit daarin, dat wanneer jy wil heers, jy sien, God het lief en wil lief gehê word. Daarom het hy ons geskape met hierdie siel, met 'n begeerte om lief te hê en liefde wil geword het. Maar weet julle wat, God was lief vir skepping. As mense dink hy het die hemel en die aarde geskape, dan ry jy verby, dan sien jy blommetjies, pink blommetjies, pers blommetjies, rooi blommetjies. Hoekom het hy hulle nie almal dieselfde gemaak nie? Ek vra myself, Here, hoekom het jy alles nie dieselfde gemaak nie? Hoekom is alles anders? Hoekom is alles so 'n groot variasie van dit alles? God het lief om te skep. Dis hoekom hy geskep het. Dis hoekom hy geskep het. Weet jy wat? Hy het dit gemaak vir ons ook. Dis hoekom ons 'n begeerte het. Jy ry by die een huis verby. Jy sien hulle blommetjies en groen potplantjies. En dan is ons kwaad vir hulle, né? Maar eintlik God het hulle gemaak met 'n liefde om te wil create. Die duiwel wil hê ons moet nie so wees. Hy wil hê ons moet soos hierdie meentuiskomplekse wees wat almal presies dieselfde lyk. Almal presies dieselfde. Hy wil nie, hy soek nie individualisme nie. Maar die Here het ons as individue gemaak. 'n Begeerte om nie net dieselfde te wees nie, maar om anders te wees en saam te wees. Liggaam, gees en siel. God is koning en hy regeer en hy skape ons om namens hom op aarde te regeer. Dit was die doel. Die doel was om met hom in 'n verhouding te gaan. Die doel was om met mekaar in 'n goeie verhouding te wees, maar ten derde, doel is om oor hierdie aarde te heers. En ons kan nie hierdie aarde net verwoes, en ek wil nou nie in die groen storie gaan nie, want daar's ook maar 'n klomp goed wat bietjie oor die berg spring, maar ons moet heers oor hierdie aarde. Ons moet nie doen wat onnodig verkeerd is nie. God is die skepper en daarom het ons ook die verlange gegee om te kan skep, voortplant, bou, ontwerp. Daarom lyk ons gebou, ons argitekte. Hulle wil iets bou, ongeag of hulle gered of ongered is. Dis iets waarmee hulle gebore is. God het dit in ons gemaak. Ons wil iets skep, ons wil iets maak, ons wil iets wat mooi lyk.
Nou ja, ek het gesê binne in die siel lê die intellek, die verstand en die emosies, binne in die liggaam lê natuurlike begeertes, honger, dors, die begeerte na toenadering en al daardie dinge. En baie kere wil ons sê dat alles in hierdie liggaam is nou ewe skielik net verkeerd en ons moet nooit daai fout maak nie. God het ons gemaak om te geniet, te wil geniet. Die Here het ons gemaak om te begeer. Ek praat nie van 'n begeer 'n ander man se goed nie. Dis die sonde. Die sonde is wanneer ek begeer wat iemand anders het. Maar let op wat sê hy hierso in die Bybel. Hy sê: "En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet." Jy sien, die Here het gemaak dat jy 'n begeerte het na voedsel, dat jy begeerte het na 'n mooi ding. Maar die duiwel het natuurlik gekom en dit alles gaan verkeerd maak. Hy wil hê ons moet begeer wat God nie wil hê nie. Ons wil nou daai middelste boom hê. Hoekom? Want die duiwel het ons oortuig. So in die eerste plek het God ons geskape as drieledige mens, waarin ons siel, liggaam en gees sien. Ons gaan volgende week of oor 2 weke is volgende week die kinderdiens. Dan sal ons aangaan met die boodskap waar ons ook gaan sien hoe die sondeval elke aspek van hierdie lewe van hierdie menswees beïnvloed het en hoe die Here op elkeen van hierdie 3 vlakke vir ons verlossing bewerkstellig het, fases van vryheid, maar kom ons gaan terwille van die tyd eers aan. Ten tweede het ons gesê, God het ons gemaak as 'n meervoudige eenheid, as familie. Hy het ons gemaak as familie. Een man, een vrou, kom by mekaar en nou is hulle een. Wonder of ons dit verstaan. En jy sien, vriende, wanneer ek my liggaam skade aandoen, dan maak ek 'n klad teenoor God. Want hy het my gemaak na sy beeld en gelykenis. Daarom moet ek hierdie liggaam is 'n tempel. Weet julle nie, hierdie is 'n tempel van die Here. Wanneer ek my verhouding, my sielelewe skade aanrig deur in onmin en onvrede en kwaadheid en onvergewensgesindheid teenoor my medemense lewe, dan bring ek skade aan die godheid. Want dan kyk die mense, hulle sê, o, julle God is een wat kwaad is en jaloers is op elke tweede persoon en wat nou sommer nou nie meer kerk toe kom nie, want iemand sit op sy stoel. O, julle God is een wat homself vermorsel. O, elke aspek van dit, my geestelike lewe, my sielelewe, my liggaamlike lewe, ek myself oppas, is veronderstel om te wys wie is my God. Maar ten tweede, en hierdie is een van die belangrikste aspekte, my huwelik is veronderstel om vir die wêreld te wys hoe lyk God. 2 mense wat een is. Wonder of ons weet hoe lyk dit? Hoe lyk 2 mense wat een is? Ek wonder of ons na ons kinders toe kan gaan en hulle vra, hoe lyk 2 mense wat een is? My seun, my dogter, sê vir pappa, sê vir mamma, hoe lyk 2 mense wat een is? Net soos elke faset van ons menswees 'n doel het om die beeld van God in die wêreld sigbaar te maak, het God ook die huwelik, in die huwelik 'n goddelike doel, om aan die wêreld te wys hoe 'n meervoudige eenheid lyk. Mense wil dit nie meer vandag hoor nie, maar God het ons met 'n sekere funksie geskep in die huwelik. En baie mense het dit verkeerd geïnterpreteer en hulle het 'n hiërargie daarvan gemaak. Maar hy het vir die man en vir die vrou elkeen verskillende pligte gegee. Nie om 'n hiërargie te hê nie, maar om 'n eenheid na vore te bring. Die Vader spreek. Die Here Jesus sê, ek spreek niks uit myself nie. Wat die Vader my gegee het, spreek ek. Dit beteken nie, die Here Jesus is minder God as die Vader. Hy is eweveel God. Die Heilige Gees kom nie om homself te verheerlik nie, maar dit wat die Here Jesus gesê het, daaraan kom herinner hy. Dit maak nie die Heilige Gees minder God nie. Hulle is so op dieselfde vlak, maar elkeen het 'n funksie in die godheid. En weet jy, so het hy man en vrou gemaak met 'n funksie in die huwelik. Sodat die huwelik die eenheid van God kan weerspieël. In die Nuwe Testament leer ons dat die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die gemeente is, en dat die vrou aan haar man onderdanig moet wees, soos die gemeente aan Christus gehoorsaam is, Efesiërs 5 vers 22 antwoord. O, vriende, is dit nie een van die grootste plekke waar die duiwel sy grootste hou geslaan het nie, waar die man nie meer die hoof van die huis is nie. Maar, waar die man sy vrou moet lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het. Die man het Christus het gesterf vir die gemeente.
Die man moet bereid wees om te sterf vir sy vrou. Om haar te ondersteun en haar te onderskraag. Om haar te help. Nie dat dit is in die ou tyd toe die vrouens nie gewerk het nie, dat die vrou moes smeek om net nou ietsie te kan kry, want die man moes nou die broodwinner. Nee, hy moes alles wat hy gedoen het, moes vir haar en vir die gesin gewees het. Maar vriende, dis 'n vloekwoord vandag, as jy met mense praat oor die man is die hoof van die huis. Die vrou is die hoof. En wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou die orde is omgegooi. En nou is die man en die vrou kwaad, want hy het dit besluit en sy het dat besluit en die kinders het dit gesien. En weet jy wat maak dit? Dit maak dat wanneer die mense so kyk na die huwelik van kinders van die Here, dan sê hulle, dis seker gaan dit maar so in die drie eenheid ook. Seker gaan dit maar so ook daar in die hemel. En dis hoekom die duiwel sy grootste slag teen huwelike slaan. Want jy sien vriende, ek sê vir mense baie kere, dis tyd dat ons 'n bietjie ons Bybel skeer. Het 'n stukkie papier uitgeskeer, hy is al 'n bietjie oud. Dis tyd dat ons verstaan wat is die duiwel se doel. Hy wou homself oplig tot in die hoogste hemel, hy wou homself gelykstel aan God. En hier kom die Here en hy maak 'n mens na sy beeld en sy gelykenis. Weet jy wat is die duiwel se probleem met mense? Hulle het die potensiaal om God te weerspieël. Dit is wat hy wou gedoen het, dit was die duiwel se val, was hierdie een ding, hy wou homself aan God gelykstel, en hier kom God, en hy maak 'n mens wat potensieel in sy geestelike lewe, God kan verheerlik en kan illustreer aan die wêreld, in sy sielelewe, God kan illustreer aan die wêreld, in sy liggaamlike lewe, God kan illustreer in die wêreld, in sy huwelik, God kan uitbeeld in hierdie wêreld, en hy het 'n enorme probleem. Ek sê baie kere vir mense dink nagklaps en kroeg, die duiwel is daar, hy's niks daar nie. Lees bietjie, hoe wonderlik was hy daar in die Esegiel 28 en ander gedeeltes wat hom beskryf, wanneer die Bybel 'n bietjie praat van hom. Hy sê wonderlik skoon was hy, jy moet dit bietjie luister, jy moet dit bietjie hoor vanmôre. Esegiel 28 lees ons hierdie woorde, wanneer hy van die koning praat en hy begin dit illustreer op die duiwel. Hy sê, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karniewool, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werke van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle vir jou berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in al jou weë van die dag dat jy geskape is totdat die dag dat daar onreg in jou gevind is, weens die grootheid van jou koopshandel. En hy gaan aan. Jy sien vriende, die duiwel was so wonderlike wese. Ek dink hy gril vir die nagklaps en kroeg wat ons is. Hy kom sit liewer hierso. Want hy sien hier's mense wat potensieel is wie hy wou wees. En hy gaan jou so by die hand vat tot daar by die kroeg. En as hy so ingestoot het by die kroeg, dan gaan hy so staan en sê, en dan gaan hy met respek sê, Here, kyk hoe lyk die beeld? Kyk hoe lyk die beeld? En vriende, dis wat ons moet begin besef, wanneer ons in ons huwelike met mekaar omgaan. Paulus gebruik die woorde, dat wanneer die huweliksorde nie reg is, dan bring dit 'n lastering op die naam van God. Hy sê die huwelik moet so wees, dat wanneer mense kyk, dan moet hulle sê, man, die man en vrou, werk as 'n eenheid. Hulle werk as 'n eenheid. Die een sê nie ja nie, die ander een sê nee vir die kinders nie. Hulle werk as 'n eenheid. Die man is so lief vir sy vrou. Hy dra op haar sy hande. Hy bewaar haar, hy beskerm haar. Besef jy dat die huwelik geskaap is na die beeld en gelykenis van God? Man en vrou het hy hulle geskape. Ons sien hier die voorbeeld in die Godheid self. Jesus het nooit uit homself gepraat, ek het dit reeds gesê, maar sleg wat die Vader hom gegee het. Die Heilige Gees het ook nie gekom om uit homself te spreek nie, maar om te verkondig wat Christus reeds gesê het en mense in die volle waarheid te lei. Hoewel God een is, bestaan hy in 3 persone wat in volkome harmonie optree. Net so moet die huwelik daardie eenheid en harmonie weerspieël. Wanneer 'n pa vir sy kind sê nee, maar die ma ja, word hierdie eenheid verbreek en die beeld van die drie-enige God word belaster.
Daarom waarsku die skrif in Titus 2 verse 4 en 5, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik goed en leie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. En baie keer dan gaan die skrif nou, laat dit nou klink of dit nou net teen die vrou is, maar vriende, ek weet van baie met huwelike waar die man nie vir sy vrou gee wat haar toekom nie, en wat hy dit vir haar baie moeilik maak, wat hy nie soos Christus sy liggaam vir die gemeente gee nie. So is vanmôre eintlik vir al twee 'n baie belangrike aspek om te dink en te oorweeg, sodat die woord van God nie belaster word nie. Die huwelik is verder ook 'n unieke illustrasie van God se meervoudige eenheid. Wanneer 'n vrou swanger word, is sy een mens, maar sy is ook drie. Daar is 'n deel van haar man in haar, 'n deel van die kind en sy-self, en net so wanneer daar die kind gebore is hy 'n unieke persoon op sy eie, 'n deel van sy pa, 'n deel van sy ma. Dit is 'n pragtige beeld van God se skepingswysheid. Hierdie waarhede word reeds in die Ou Testament bevestig toe God aan Moses die wet gegee het met hierdie woorde: hoor hoe Israel, die Here ons God is 'n enige Here, Echad. Nou ek sien die tyd haal ons baie vinnig in en dis nie die doel van die boodskap nie, maar daardie eenheid gaan verder as een familie. Dit gaan ook na kerk toe. Want die kerk is veronderstel om 'n beeld te wees van die volgende. Die eerste een is die familie, daarna die kerk. En Dawid skryf in die psalms, ek kan nie nou presies onthou wat se psalm nie, hoe wonderlik is dit wanneer broers ook saam woon in eenheid, Echad. Hierdie gemeente is ook veronderstel om die eenheid van God te illustreer. 'n meervoudige eenheid, ons is veronderstel om een te wees. Daarom, toe hulle eendaragtig saam was, toe kom die Heilige Gees. Net so baie belangrik. Daarom dat die duiwel egskeiding goed gepraat het, want die oomblik wat jy onmin en oneenheid in die huwelik het, dan illustreer dit daar's moontlik oneenheid en onmin in die godheid. Die oomblik wat daar kan skeiding wees in die familie, dan wys jy vir die wêreld dat daar miskien kan skeiding wees by God, en dit kan nie wees nie. Daar sal nooit skeiding wees tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Daarom dat die duiwel ook so lief is vir homoseksuele huwelike. Want twee kom by mekaar, hulle word een, maar hulle kan nie 'n derde na vore bring nie. Baie belangrik om hierdie dinge te bedink. Twee kom by mekaar, maar hulle kan nie 'n derde na vore bring nie. Hulle kan nie skep nie. Hulle moet nou 'n vierde bybring. En laastens het God ons ook gemaak na sy beeld in ware geregtigheid en heiligheid. So nie net het ons gemaak as hierdie drieledige persoon, liggaam, gees en siel nie, elke aspek daarvan moet hom verheerlik nie, nie net het ons gemaak as een gesin of huwelik, waarin ons hom moet verheerlik nie, hy het ons ook geskape in ware geregtigheid en heiligheid, en dit is die einddoel van elkeen van ons se lewens. As ons weergebore word, heilig gemaak word, en uiteindelik by die wederkoms in 'n oomblik en 'n oogwink verander word, dan sal ons weer daai volkomme beeld weerspieël soos aan die begin met Adam en Eva. Maar tussendeur moet ons op hierdie vlak, gees en siel, ware geregtigheid en heiligheid na vore bring. Dit is ons opdrag, en wonderlik hoe die Here dit dan nou ook in hierdie vorm of hierdie tema van 3 van ons na vore bring. Ons gaan hier afsluit vir die dag. Volgende week of die week na die kinderdiens gaan ons dan kyk hoe die sondeval in fases gekom het, want mense dink hulle het gelyk geval. Dit het in fases gekom, eers gees, toe siel, toe liggaam, en hoe die verlossing dan later ook werk, eers gees, dan siel, dan liggaam. Kom ons vertrou die Here vir dit, en tussendeur vir ons eie huise en gesinne. Dat die Here hierdie waarhede wat ons vanmôre gelees het in die woord van die Here 'n realiteit in ons lewens sal maak. Dat ons sal weer op daai plek kom wat ons sê, Vader, ons wil in die naam van Christus deur die werking van die Heilige Gees vir U lewe, U aanbid. Maar Here, ons wil in elke aspek van mens wees. In ons gees wil ons vir die wêreld wys wie is U. In ons sieleverhoudinge wil ons vir die wêreld wys wie is U. Met ons liggaam wil ons vir die wêreld wys wie is U. In ons huwelik en ons families wil ons vir die wêreld wys wie is U. In ware geregtigheid en heiligheid wil ons lewe en vir U wys. En vanmôre is dit 'n boodskap, is baie inligting wat na vore gekom het, baie belangrike inligting wat na vore gekom het. En is ongetwyfeld dat sommige van ons dalk skuldig is in van hierdie dinge erns. En vriende, jy moet nie negatief wees vanmôre. Ek wil vanmôre vra dat jy bid en sê, Here,
As daar iets is in my liggaam wat ek verkeerd doen, Here, help my om dit reg te maak. Here, as daar iets in my siele verhoudings is, Here, laat ek regmaak met daai boetie, met daai sussie. Here, as ek nog nie weergebore is en jy het vanmôre geleentheid om na die Here toe te kom, jy kan vanmôre gered word. En sê, Here, ek is geestelik dood, red my. Maar weet jy, vriende, jy kan vanmôre sê, man, ek het my vrou nie lief soos Christus die gemeente het. Jy kan vanmôre vir die Here vra, Here, help my om daai man te wees. Here, vergewe my. Jy kan as jy vrou is, jy het die man nie gerespekteer, geëer soos die Bybel sê. Jy kan vanmôre kom en sê, Here, verander my. Weet jy, dis waarin die Here spesialiseer. Dis waarvoor Jesus gekom het, die bloed op Golgotha. So dat ons vanmôre geleentheid het om sê, Here, ek wil hê die jare wat voorbly, my huwelik, moet Christus aan die wêreld voorhou. My lewe, my alles. Amen. Baie dankie, dierbare Hemelse Vader, dat ons voor U kan buig vanmôre. En as ek so lees in die Bybel en ek sien soos hierdie legkaart bymekaar kom in die tema van 3 en hoe dit regdeur en tot in die Nuwe Testament weer speel word, dan kan ek nie vanmôre anders as om te sê, Here, hoe kan mense nog twyfel in die Godheid? Hoe kan mense nog twyfel in hierdie woord? Hoe kan mense nog twyfel in wie U is en wat U kan doen? En vanmôre wil ek bid, Here, vir myself. Ek wil bid vir elke familie, elke huwelik, elke persoon, elke individu hierso vanmôre. Here, dat U op 'n wonderlike wyse vir ons sal help om U Godheid aan die wêreld te openbaar op elkeen van hierdie 3 vlakke. Here, dat mense sal weet daar is 'n God in die hemel en dat U verheerlik word. Ek wil tog vanmôre uitnodiging maak. Dalk sal vanmôre 'n persoon wat nog nie gered is nie. Jy sit hier so, jy woon dienste by, is nog nie gered nie. Jy wil ek net vir jou bid. Sal so 'n persoon, ek wil tog vir jou bid. Kan die hand opsteek, ek wil vir jou bid. Sal vanmôre 'n persoon wat sê, Henk, ek besef vanmôre vir die eerste keer ek is nog nooit gered nie, bid vir my. Sal so 'n persoon, steek asseblief die hand op, ek wil vir jou bid. Niemand nie. Dankie Here dat ons nou kan afsluit terwyl ons vir mekaar bid, dat U vir ons sal help in hierdie week wat voorlê en verheerlik word in elke aspek van ons lewe. Amen. Kom ons sluit af staande, dan sing ons daardie slotlied, liedboek 470, verse 1 tot 3, O Here, U Here is ons koning. En genade van God onze Vader, die Here Jesus Christus en die kosbare tere werking van die Heilige Gees met die elkeen syn bly tot ons mekaar weer sal sien. Amen.